O, ek is so bewus van sy heerlikheid. Ek glo u is ook daarvan bewus. Dit is nie net senuwees wat so praat nie. Dit is werklik wat ek al reeds vanmôre vroeg al begin ervaar het. Ek wil vanmôre vir u sê, en ek sê dit met opregtheid vanmôre, dat u is werklik bevoorreg om in hierdie generasie te wees. U het die voorreg vir hulle wat vir lang tyd gepraat het, daaroor geskryf het, daaroor gepreek het. U gaan dit sien. U gaan dit ervaar. U kan vanmôre werklik vir u sê, u ag jou vanmôre self baie geseënd. Want u is die generasie wat ons sal sien kom. Wat die hemel gaan sien skeer en hom gaan ervaar in sy volheid. En in sy volle heerlikheid gaan ervaar. Tereg sê Dawid. Hy sê my siel smag na u, soos 'n hert smag na waterstrome. So smag ek in my gees, in my siel en in my hele wese na u, o Jahwe. My hele wese, u sien 'n hert het iets gesnap. 'n hert, Dawid skryf hierdie psalm en hy sê die hert het gesnap. Hy het geweet waar is sy veilige plek. Hy het geweet waar is sy oorwinning. Is binne die strome van lewende water. U sien, daar's vanmôre drie groepe hier vanmôre. En ek vanmôre wil ek nie kritiseer nie. Ek wil vanmôre werklik vir u dit mooi verstaan. Daar's 3 groepe vanmôre. Glo ek met my hele hart vanmôre wat hier vanmôre sit. Vir hulle wat nog smag om te drink. Wat so 'n begeerte het om te kan drink. Dan is daar 'n tweede groep wat sê ek het al gedrink. Maar dan weet ek vanmôre verseker, daar is vanmôre 'n groep wat al gedrink het, wat vanmôre sê dat daar strome van lewende water uit my binneste sal kom. 'n Lewende water uit my binneste. As jy sy of hy sy mond oopmaak, hoor jy lewende water. Hoor jy die oorwinning? Hoor jy die heerlikheid? Hoor jy die krag van Jahwe? En dit bring my vanmôre by Jahwe se woord. En ek wil vanmôre iedereen en elke een vanmôre vir u insluit. Want ek glo met my hele wese vanmôre, nie net omdat ek vanmôre dit vir u sê nie, omdat ek dit in die woord uit lees, omdat die woord dit bevestig, dat u vanmôre in 'n volle eenheid, 'n volmaakte eenheid met hom kan wees. In 'n volmaaktheid, dat jou gees, jou siel, jou liggaam sal smag, om in daardie volmaakte eenheid met hom te kan verkeer. Te kan werklik vanmôre in eenheid met hom te kan wees. Ek bring my vanmôre by Jahwe se woord. En my tema vanmôre is, wie oorwin? Wie oorwin? Ek wil graag vanmôre vir die voorsang dit sê. Terwyl ons prys en worship, terwyl die krag van Jahwe so deur elkeen van julle werk, en ek die salwing en die heerlikheid van Jahwe voel en ek ervaar dit, weet ek vanmôre, maak julle self gereed. Ek profeteer dit vanmôre. Ek maak jouself vanmôre gereed. Ieder en elke een wat in die gees is,
jouself, Vader, bereid gestel het, jouself oorgegee het, jouself in hierdie sensitief gemaak, dat jy werklik sensitief sal wees. Hoor net wat ek sê. Ek probeer my bes om vanmôre vir jou te laat verstaan. Maak jouself vanmôre gereed. Is die u wat honger is? Is daar van u wat honger is? Is daar van u wat opgewonde is? Is daar van u wat al jouself so sensitief ingestel het? Jou gees is so alert, jou gees is op aandag, jou gees is werklik in 'n smagting om in te beweeg in die voorhoewe van Jahwe, in te beweeg in sy heerlikheid, in te beweeg in sy bonatuurlike krag. Dan wil ek vanmôre vir jou sê, dan is hierdie vanmôre net 'n voorsmaakie. Dan is hierdie vanmôre net, soos hulle sê, 'n voorgereg. Want ek weet wat Jahwe vir ons in store het. Ek kan dit ervaar. Ek kan dit werklik in die gees ervaar. En ek sê dit nie goedkoop vir u nie. Ek sê vanmôre opreg vir u. Werklik vir u wat ingestel is. Maak u self gereed vir 'n bonatuurlike aanraking, 'n bonatuurlike heerlikheid, 'n bonatuurlike krag, 'n bonatuurlike inspraak. Ek wil graag jy moet saam met my lees. En ek kan jy vanmôre verseker, Jah se woord is die enigste autoriteit en gesag. En die woord sê so mooi, ek wil jy saam met my lees. Openbaring 3 vers 10. En ek wil vanmôre vir u vra om op te let wat die woord sê. Hy sê, omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het. Ek wil sommer met die deur in die huis inval. Ek wil vanmôre vir elkeen sê, vir u wat werklik elke openbaring op ag geslaan het. Met erns. Met werklike bonatuurlike erns, as ek dit so kan uitdruk, verstaan my uitdrukking. U wat werklik 'n besluit geneem het, ek gaan koop by hom. By hom goud wat deur vuur gelouter is. Ek wil vanmôre vir sê, u wat, omdat jy aggeslaan het, toe die aangename tye, die heerlikheid hier was, en jy met jou hele wese gesê het, ek vat wat u vir my gee, omdat jy u gevat het. Hoor wat sê die woord, dit is 'n belofte vir u vanmôre. Hy sê, omdat jy die woord van my lydsaamheid, die Engels sê, to endurance. Jy sien, dis net die woord van Jahwe wat ons endurance kan gee. Dis net die ware, Heilige Gees gevulde woord, wat jou die krag gee, om aan te hou. Dis net die woord wat jou die vermoë gaan gee. En ek wil vanmôre sê, u moet my mooi reg verstaan, my uitdrukking. As u vanmôre moet reg staan vir 'n marathon, ons almal is so bekend met die Comrades. As elkeen hier vanmôre moet reg wegspring by die wegspringplek, en werklik vanmôre sê, gaan ek dit maak? Gaan ek die wenpaal haal? Gaan ek hierdie 100 km of 80 km nou maak? Gaan ek die tyd wat voor lê maak? Gaan ek werklik dit maak? Wil ek vanmôre vir jou sê,
jy moet my uitdrukking vanmôre staan, dat daar 'n inspuiting in jou gees sal wees. Dat daar 'n waarlike Heilige Gees endurance, 'n woord van endurance, 'n uithou vermoë. 'n Ander vertaling sê, hy sê geduldig. As ek dit in Afrikaans vir jy kan uitdruk. 'n Woord van endurance. Hy sê omdat jy die woord van lydsaamheid bewaar het, en hier kom die bonatuurlike, en ek gaan nou vir u dit wys. Hy sê wie is hierdie ek? Dit is jou Jaffa. Dit is jou Jaffa. Dis niemand anders as jou Jaffa. Hy sê ek, hoor wat sê, sal ek jou ook bewaar in die uur. Wat beproewing wat oor hierdie hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Maar ek wil hê met u hoor wat sê die Engels. En ek wil sommer met die deur in die huis val. Ek wil vir elkeen vanmôre sê wat die woord gevat het, die ware, rein, heilige inspraak van die heilige roog. Wat gekoop het in die tye toe dit beskikbaar was om te koop. En hoor hierdie belofte, hy sê, because that keep my word of endurance, I also will keep thee out. Hoor die woord. Hy sê, I will keep you out. Kan ek vanmôre vir jou sê, jy sal nie daardeur gaan nie. Ek sê dit vanmôre met geloof hier vanmôre. Op grond van Jahwe se woord. Hy sê, my word of endurance also will keep thee out of the hour of trial. Ek sal jou bewaar. Ons weet almal dat elke belofte in die woord het 'n voorwaarde. Daar's 'n voorwaarde vir die woord, vir jou belofte. En ek wil vanmôre vir elkeen moet sê, ek herhaal dit nie, maar ek wil vanmôre in jou gees hierdie hoor. Omdat sal ek jou bewaar. Sal ek jou daar uithou. Hoor wat sê die woord, hy sê, omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van hierdie aarde op die proef te stel. Vir alles wat kom, vir hierdie wat nie gevat het nie. Ek kritiseer nie. Ek wil net vanmôre vir elke man en elke vrou wat gevat het. Hy sê, kyk, ek kom gou. Ek kan jy vanmôre verseker, jy gaan dit sien. Jy gaan dit ervaar. En vanmôre wil ek met my hele wese vanmôre vir u vra, wees deel daarvan. Wees absoluut deel van dit. Hy sê, kyk, ek, Jahwe, jou bruidegom, kom gou. En ek wil vanmôre sê, ek glo met my hele hart, ek is nie verkeerd nie, dis die 3de keer in die afgelope paar maande wat Jahwe vir ons hierdie volgende woorde sê. Hy sê, hou vas. Wat jy het. Hou vas aan die inspraak. Hou vas aan jou ontmoeting. Hou vas aan daardie bonatuurlike ervaring wat jy gehad het. Want ek wil vanmôre vir elkeen sê, dit is net dit
wat jou gaan deurdra. Dit is wat jou gaan stig. Dit is wat jou gaan jy uithou vermoë gee. Dit is dit wat die Gees van Jahwe deur sy bonatuurlike rema woord binne in jou gewerk het. En jou verander het en jou getransformeer het. En ek wil so ver gaan en sê wat jou gewederbaar het. Wat jou gevat het van oorwinning, tot oorwinning, tot oorwinning, tot oorwinning, tot deurbraak, van glorie tot glorie. Hou vas daaraan. Let it be a solid, I keep on. Ek gee nie op nie. Ek hou vas. En as Jahwe 3 keer 'n ding vir ons moet sê, dan moet daar definitief iets wees wat hy vir ons, wat ons instoor het vir ons. Hy sê, kyk, ek kom gou. Dis 'n belofte. Dit is nie soos baie mense dink nie. En soos baie mense voorspel nie. Hy sê, ek kom gou. Hou vas wat jy het. En hier kom die bonatuurlike ding vir ons, wat jy vanmôre moet besef. Sodat niemand, mag ek dit vanmôre so uitdruk? Ja, ek mag. Dat geen ou windjie, geen ou windjie, geen instansie, geen mens. Ek wil tot so ver gaan en sê, geen omstandighede. Dat geen omstandighede, geen situasie. Al mag dit hoe donker vir jou lyk. Al mag dit vir jou hoe donker voel. Al mag dit vanmôre vir jou voel as 'n verlore saak. Mag niemand niks. Ek wil vanmôre dit proklameer en sê niemand of niks. Hoor wat sê die woord, sodat niemand jou kroon, jou kroon kan neem. Nie. En hier kom die kruks van my boodskap vanmôre. Hy sê, in vers 12 sê, wie oorwin? Dis nie 'n vraag, wie gaan oorwin nie. Hoor mooi. Hy sê, wie oorwin? En ek sê dit nou op grond van volgende naweek. Ek sê dit op grond van die verwagting wat ek het oor volgende naweek. Ek sê dit op grond van wat die Gees van Jahwe vir die afgelope tyd in hierdie gemeente en ons as ek wil vanmôre met my reg verstaan as gesin. Jesus, jy met my reg verstaan vanmôre. As 'n gesin. As 'n familie. As 'n bruid. Hoor wat ek vanmôre vir sê. Ek sê dit vanmôre vir u. Wie oorwin? Wie vanmôre oorwin? Nou ek glo met my hele hart, elkeen van u wil in totaliteit in jou volle mens wees. In jou volle gees, siel en liggaam wil jy 'n volmaakte oorwinning wees. Jy wil vanmôre wil jy 'n heerlikheid wees. Ek wil vanmôre vir elkeen sê wat gedrink het en vir elkeen wat vanmôre oorloop van die lewende water. Ek wil vanmôre vir jou sê jy is al reeds 'n oorwinnaar. Jy is al reeds 'n oorwinnaar. Dan kan ek vanmôre met opregtheid vanmôre vir jou elkeen sê, wie oorwin? En luister in die tweede gedeelte sê, ek Yahweh, my Elohim, ek sal hom, ek sal haar.
Ek lees weer vir u. Hy sê, die woord sê, wie oorwin? Kom maar. Ek, Jaffa, ek Jafashua, ek die heilige Ruach, as ek dit mag so uitdruk, sal hom of haar 'n pilaar in die tempel van my Jaffa Elohim maak. Hoor wat sê die woord? Gaan gou daar met daai skrifvers toe. He that overcome, I will make him a pillar in the sanctuary of my Elohim. En hoor wat sê die volgende gedeelte, hy sê, sal daar nooit weer, vir ewig en vir altyd. O ja, hy sê, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie. En ek sal op hom. En voor ek hierdie gedeelte lees, en ek sê dit met opregtheid, en ek sê dit vanmôre met werklike nuwe oortuiging. Kan ek dit vanmôre so uitdruk, met 'n werklike nuwe oortuiging. En ek kan vir u vanmôre werklik verduidelik. As jy my kansels gee, sal ek u verduidelik. As jy in belang stel, sal ek u verduidelik. Kom ek stel dit so. Maar ek het 'n nuwe waardering. Ek het 'n nuwe, absolute splinte nuwe, kan ek dit vanmôre so uitdruk, 'n werklike heerlikheid in my binneste, om vir Jaffa waarlik dankie te kan sê. Werklik te kan dankie sê vir sy bonatuurlike genade. En ek wil dit so uitdruk in my eie menswees, dat ek sê, nie omdat ons goed is nie. Nie omdat ons alles weet nie, ons dink ons weet alles nie. Maar net omdat hy ons bonatuurlik inspraak gegee het. Bonatuurlik deur die Gees met ons gewerk het. En ek sê vanmôre dit weer eens, ons doen goed reg. Ek sê dit nie in arrogansie nie. Hoor my vanmôre baie mooi. Ek doen dit, ons doen goed reg. Deur sy genade. Deur sy heerlikheid. Deur sy Heilige Gees inspraak. Waarom is ek so dankbaar vanmôre? Ek is dankbaar vir die openbaring van die ware, heilige, rein en waaragtige naam van Jafashua. En ek wil jy vanmôre aanmoedig, as daar dalk moontlik, dalk ergens in jou gees, dalk 'n bietjie twyfel is. Dalk nog 'n bietjie vanmôre 'n gedagte of twee. Wil ek vanmôre vir u vra om werklik vir die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, werklik te vra om hierdie ding, hierdie werklike openbaring, ekskuus ek druk dit nie verkeerd uit nie, hierdie openbaring, om werklik hierdie ware feit vir u aan u te openbaar, sodat u in totaliteit in jou menswees een sal word, werklik een sal word, met hierdie gedagte, nie net 'n gedagte, maar met hierdie waarheid, dat sy naam Jaffa is, Jafashua is, heilige, die heilige Ruach HaKodesh is, dat het vir u hier in jou menswees, hier in jou gees,
so 'n werklikheid sal word, dat jy so opgewonde sal wees, want wat hoor, wat sê die woord, vir hulle wat vashou, vir hulle wat aanhou, vir hulle wat deurdruk, hoor wat sê die woord, wie oorwin sal ek hom 'n pilaar, mag ek vanmôre dit so uitdruk? Ja, ek mag. Ek wil vanmôre vir jy sê, God gaan jou 'n support maak, binne in sy heerlikheid. Jy sien, 'n pilaar is daar vir support. 'n Pilaar is daar vir ondersteuning. Jy moet my reg my uitdrukking verstaan. 'n Pilaar is daar om heerlikheid, dat die heerlikheid op u sal rus. Dat sy bonatuurlike heerlikheid op u sal rus. Jy sien 'n huis met die pilaar, daai pilaar hou die hele huis op. Hy hou die hele huis vas, staande. U wat vanmôre gaan vashou. U wat al reeds vashou, u wat besluit het ek gaan vashou. Vir vanmôre vir u sê, soos die woord sê, gaan vir jou maak 'n pilaar. Hy gaan jou maak 'n pilaar binne in sy heerlikheid. Hy sê, wie oorwin sal ek om 'n pilaar in die tempel van my ja maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie, en ek sal op hom, ek sal op haar, die naam van my Jaffa skrywe. Jy weet, vir u wat nog twyfel in die 4de dimensie, moet net 'n bietjie gou weer hierdie skrif net lees. Ja. U wat werklik twyfel aan die bediening, die hemelse bediening, moet net 'n bietjie hierdie skrif weer lees. Waarheid. Hy sê, ek sal op hom of haar die naam van my Jaffa Elohim skryf. Ek gaan op jou 'n merk los. Ek gaan op jou 'n merk los. Hulle gaan dit sien. Hulle gaan dit ervaar. Ek gaan op jou 'n merk los. Jy sien, 'n merk op 'n muur kry jy nie maklik af nie. As ek nou wil kinderlik wees, as jy 'n klein dogtertjie of 'n klein seentjie gesien met 'n kruit in die hand. As ek dit vanmôre mag so kinderlik uitdruk, hulle skryf net waar hulle wil. En dan met mamma maar kom met allerhande triks en allerhande ouma se raad en leiding, dit kom afval. Maar ek wil vanmôre sê, niemand gaan sy naam. Niemand gaan sy naam. Mag ek myself vanmôre gebruik? Niemand gaan sy naam. Die bonatuurlike naam. Die naam wat die meeste gesag het. Want ek wil vanmôre van ek skryf, Jaffa gaan sy naam oor jou skryf. Hy gaan sy gesag oor jou uitroep. Hy gaan sy gesag oor jou uitroep. Hy gaan sy heerlikheid oor jou uitroep. Hy sal nie sy naam op jou skryf as jy nie waardig is. Hy sal nie sy naam op jou skryf as jy sy woord nie bewaar nie. Hy sal nie sy naam op jou skryf as jy vanmôre alles in jou vermoë doen om die kroon waarmee jy gaan beloon word. Hoor wat ek vanmôre vir sy sal nie sy autoriteit en sy gesag op jou skryf en oor jou profeteer en oor jou uitroep as jy nie sy woord bewaar nie. Hy sê mooi, hy sê ek sal op jou hom die naam van my Jaffa Elohim skryf en die naam. Jy weet wat 'n naam is. Jy ken die autoriteit, jy ken die gesag, jy ken die heerlikheid, jy ken die bonatuurlike werking. Jy ken vanmôre wat 'n naam is.
Hy sê die naam van die stad. Ag dok, toe ek hierdie gedeelte lees, te besef ek weer eens wie ons is. Ek het miskien nie altyd die woorde om dit uit te druk nie. Maar vanmôre weet ek is 'n stad. Ek is werklik deel. Nou mag ek vanmôre met alle respek, met alle heerlikheid vanmôre sê, ek is deel van Jod. Hey, Vaf. Ek is deel van daardie 4de dimensie. En mag ek vanmôre werklik by Vader Jahwe nog meer genade kry. Mag ek nog wel meer bonatuurlike insig kry. Mag U vanmôre bonatuurlike insig kry. Mag U vanmôre bonatuurlike waarheid by hom kry. Om vanmôre te besef, om insig te kan kry in hierdie, wat is hierdie stad? Hoor wat sê hy, die naam van die stad van my Jahwe, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van Jahwe neerdaal, en my nuwe naam. Ek glo met my hele hart vanmôre vat ek nie eens aan die bodem van hierdie skrif. Jy moet sien, elkeen van ons, en ek wil vanmôre vir elke kind van Jahwe sê, moet jy jouself nie met iemand anders te vergelyk nie. Jy sal my vra, pastoor Rami, waar kom jy nou vandaan? Waarom toe kom jy nou? Maar vanmôre terwyl ek daar staan, toe sê die Heilige Gees vir my, beweeg net in jou krag. In die krag wat ek in jou belê het. Beweeg net daarin. Beweeg net in daardie autoriteit waarin ek jou toegelaat het. En die dimensies waar ek jou in al gevat het. En nou sê ek vanmôre vir u as 'n bruid, u wat vanmôre werklik in 'n totale oorwinning is. En ek glo met my hart, u sal vanmôre verstaan, as ek vanmôre vir u die woord lees. U sien, by die eskatologie kerk, klas, het ons al so baie gehoor van Openbaring. En Dr. het vir ons baie mooi die 7 tydperke, die 7 gemeentes verduidelik. Maar toe Jahwe met my sê, vir my sê deur die Gees, my sê wie oorwin? Toe maak die Heilige Gees my so dringend in my gees om te gaan kyk. Nou mag ek dit vanmôre vir u so uitdruk. Daar's 7 beloftes. Vir die wat wil oorwin, wie wat wil oorwin en gaan oorwin. Ja. 7 beloftes. Ek begin vir u lees. Vers 7 in Openbaring 2. Hy sê wie oor het. Nou wil ek vanmôre vir u so uittel, vir u wat vanmôre 'n oor het, 'n sensitiewe oor. Vir u wat werklik u self ingestem het. En nou wil ek sommer vir u vra, stem u gees in. Stem jou gees, jou siel en jou liggaam in, om volgende naweek die volheid van dit wat vir ons in stoor is, dit die volheid wat Jahwe wil uitgiet, sy bonatuurlike heerlikheid wat hy, maak jou sensitief, dat jou oor sensitief sal wees, sodat jy werklik die volheid daarvan, ek wil vanmôre sê, in besit sal neem. Hy sê, wie oor het, laat hom hoor, wat die hoofletter Gees aan die gemeente sê, geen mense gees nie, Jahwe se gees. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat in die binne in die paradys
wil hê jy moet gaan saam met my na Openbaring 2 toe. Vers 17. As jy weer oor het, laat hom hoor. Wat die hooflettergees aan die lettergees aan die gemeente sê, aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die verborge manna. Halleluja. Terwyl ek afsonder, terwyl ek met Jaffa praat, terwyl ek sit en hoor en luister, en terwyl ek net sy teenwoordigheid geniet, maak hy my so bewus, dat daar van ons is wat nog nie die verborge manna geëet het nie. En dis daar die 3 groepe, van u wat alreeds gesmaak het, wat hulle smaakie gehad het, en vir u wat al in die volheid daarvan funksioneer, en dat u dag in en dag uit hoor u openbaringe. En ek wil vanmôre vir u vra, stel jou gees in. En ek sê dit op grond van volgende naweek. Ek sê dit op grond van volgende naweek, dat jou gees ingestel sal wees, om die verborge manna, die bonatuurlike, wat Jaffa nog nie met ons gedeel het nie, wat hy met ons wil deel, wat hy vir ons wil oopmaak, wat hy wil hê u met een mee word, wat hy wil graag hê dat u self mee moet versoen, dat u vanmôre hierdie belofte, in besit sal neem, en dat jy vir jouself na volgende naweek, na die naweek sal sê, ek het geëet van die verborge manna. Ek het geëet. Ek het geëet van die verborge manna. En hoor wat sê die tweede gedeelte sê, en ek sal hom gee, haar gee, 'n wit keersteen. En op hom, en op die steen, en op die steen, 'n nuwe naam, geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. Halleluja. Nou dink ek aan verlede naweek toe Jaffa mooi met ons praat deur sy gees, vir ons hierdie bonatuurlike openbaring gee, dat ons deel kan hê aan die hemelse bediening. Hierdie hele week kort dan kry ek myself, dan dink ek daar, en dan sê ek, Jaffa, help ons, openbaar meer vir ons, verduidelik meer vir ons. Maak dit vir my so 'n werklikheid, want terwyl ek daar sit, terwyl ek nog nie kon preek, sê ek, Jaffa, wys my hoe ek binne in daardie heerlik funksioneer, binne in daardie krag funksioneer, hoe ek daarin opereer, hoe ek daarin manifesteer, hoe ek in daardie bonatuurlike ervaring, om my bediening, om daardie bediening uit te kan lewe. Maar het hy tog nie vir ons gesê, deur die Gees gesê, ons kan dit nou alreeds doen. Ons kan nou alreeds daardie manifestasie beleef. Ons kan alreeds daardie heerlikheid nou beleef. Ons kan alreeds nou hier, tydelik waar die wêreld nog om ons is, terwyl die wêreld nog om ons aan die gang is, en allerlei dinge daar buite gebeur, dat ons werklik daardie bonatuurlike bediening sal kan begin uitlewe. Amen. En hom daardeur sal verheerlik. Hom daardeur werklik sal groot maak. Dan wil ek vanmôre sê, hierdie naam, wat hy op jou en my gaan skrywe, hierdie nuwe naam, hierdie nuwe gesag, hierdie nuwe heerlikheid, wat jy gaan weet, wat ek gaan weet, daardie belofte, dat dit vervul in u
sal vervul kom, werklik tot 'n volheid sal kom. En nou wil ek hier vra om saam met my te lees. Hy sê, halleluja. Ek wil vir julle lees daarin Openbaring 3, vers 5 sê, wie oor het, wie oorwin, sal ek beklee, sal beklee word, met wit klere. En ek hou van die woord sê, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie. En ek sal sy naam bely voor my Vader. En voor sy engele. Wie oor het, laat hom hoor. Wie oorwin, ek sal hom gee, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my Jahwe maak. En hy sal nooit daaruit weer gaan nie. Ek wil gewoon nie, jy gaan die Engels gou weer vir my daar gee. You see, he that overcomes, I will make him a pillar in the sanctuary of my Elohim. Outside shall he in no wise go. Nooit weer sal jy daar uitgaan. Hy sê, more, and I will write upon him the name, the name of my Elohim, and the name of heaven from my Elohim, the new Jerusalem which come down out of the heaven from my Elohim. I will write upon him my new name. Hallelujah. 'n nuwe autoriteit, 'n nuwe gesag. Ek sê dit op grond van volgende naweek. Ek sê dit profeties op grond van volgende naweek. Sodat hy sy naam, dat jy uitgaan, dat jy hierdie naweek wat kom, dat jy by hierdie einde van hierdie naweek wat kom, dat jy 'n nuwe autoriteit sal hê. Dat jy 'n nuwe gesag sal hê. Dat daar by u 'n nuwe insig sal kom. Dat daar by u 'n werklikheid van die volheid by u sal kom. Dat u aan die einde van hierdie naweek, ek wil u reeds vanmôre bemoedig, ek wil graag dit sê in die begin van hierdie preek, maar ek dink ek gaan dit nie sê nie, ek gaan dit aan die einde sê. Hierdie hele preek vanmôre moet vanmôre vir u 'n aanmoediging wees. Dit moet vanmôre vir u 'n inspirasie wees. Dit moet vanmôre u in staat stel, dit moet jou gees reg kry. Dit moet jouself laat instel om vanmôre te sê, na volgende naweek. Hoekom sit ek so groot klem op volgende naweek? Ek glo my hele hart, dit is 'n werklike, en jy moet my uitdrukking reg verstaan. Maak jy sy die bel maar vas. Dit is 'n God geordineerde naweek. Dit is 'n God, heilige Jahwe geordineerde naweek. Halleluja. Dit is Jahwe wat ons by mekaar wil hê. Vir 'n tyd soos die. In hierdie tyd, in hierdie seisoen. Ek wil u daarmee bemoedig. Sodat u aan die einde van die volgende naweek, dat u in die volheid sal opereer en in sy volheid sal werklik funksioneer. Wanneer hy kom met sy bonatuurlike manna en sy heerlikheid oor jou sal skryf, oor jou sal aanteken. Ek wil vanmôre dit weer sê, jou sal merk in die gees. Dat jy sal weet, dat jy sal kan bely, dat jy vanmôre met oortuiging sal kan sê, ek behoort aan hom. Ja. Ek is deel van hom.
is 'n eenheid met hom. Kan jy staan? Halleluja. Wie oorwin? Ag, kan ek u vra? Wil u net u hande opsteek? Wil u nie net vir Jahwe sê dankie? Wil u net vanmôre met hom praat? Net met hom kommunikeer? Net met hom gesels? En net jou hart vanmôre oopmaak? En net toelaat dat sy heilige roog jou bewus maak, eerste van sy grootheid, van sy bonatuurlike heerlikheid. Jou bewus maak sodat dit vir jou 'n werklikheid in jou gees, mens, in jou gees, verstaan, dat dit in jou gees 'n werklikheid sal wees. Dat jy so deel is. Het is jy deel, jy is sy 4de dimensie. Dat jy sy woord binne jou het. Dat jy sy heerlikheid op jou is. Dat sy bonatuurlike krag binne in jou werk. Dat vanmôre het jy gehoor en jy vanmôre geluister het na die gees van Jahwe wat sê, wie oorwin, ek sal jou maak 'n pilaar. En ek sal oor jou skryf sy heilige naam, sy bonatuurlike naam, sy werklike naam, sy alleenlike naam, Jahwe, Jahweshua en die Ruach HaKodes. Word vanmôre bewus. Word vanmôre en wees vanmôre net van een ding bewus. Van sy bonatuurlike krag. Van sy bonatuurlike werking. Deur sy soete heilige roog binne jou. Wees vanmôre verseker. Jy sal eet, jy sal drink, en jy sal verklaar word as 'n oorwinnaar. Vra u om na die nagmaaltafel te beweeg. Halleluja. Vanmôre so kan deel hê aan hom. Halleluja. Halleluja. Ek kom aan u genade. Ek kom aan u krag. Ek kom in die volheid van wat u gedeponeer het. Dit wat u gegee het. En ek spreek oor elke man en vrou nou in hierdie vergadering. Laat enige vorm van krankheid nou wyk. Bestraf nou elke vorm van krankheid. Breek hierdie krankheid in die naam Jahweshua, Rafa, jou kranke gees, die bloed, Jahweshua bloed, die wonde, Jahweshua wonde, breek nou jou gesag, breek nou jou mag oor elke liggaam. En ek verklaar nou 'n volbragte genesing in hierdie hele vergadering. In elkeen se liggaam ontvang die lof van hulle, ontvang die vreugde van hulle, ontvang die dankbaarheid in jou kranke gees. Gaan werk jou in die see, maar jy wat gesond is, heilig jou tempel, heilig jou lof, heilig jou ere, hy alleen werd geloof geprys, hy alleen verdien dit,
En nou maak ek los oor elke gees en oor elke siel die volheid van u rema woord. Die volheid van ewige versoening met u in elke gees en in elke liggaam. En ek verklaar vanmôre by elke gees en elke siel nou, verklaar ek goddelike gestalte. Ek maak goddelike volwassenheid in die gees, in die woord, in die krag, nou los oor elke gees en oor elke siel, sodat elke liggaam 'n heilige en 'n welriekende aangename geur, 'n lewendige offer, u vervul met 'n blydskap, u vervul met 'n vreugde. Die salwing bly oor elkeen. Bevrug nou elkeen. Seën elkeen. En elkeen in volle oorgawe tot gehoorsaamheid aan u inspraak, u raad en u leiding. En ek roep nou u die volheid oor elkeen van hulle wat vanmôre hier is. In hulle siele, in hulle gees en hulle liggame, u volheid oor hulle. Laat dit